baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. 'n Motor sonder brandstof kan nie beweeg nie. Dit kan beweeg, maar kan nie ry nie. 'n Mens sonder energie wat uitgebrand is, ja, ons gaan staan ook maar. Nou verlede week het ons begin gesels oor uitbranding. En toe het ons mekaar sekere tekens van uitbranding het ons met mekaar gedeel en ons het Matteus of Markus 6 vers 31 gelees waar ons mekaar twee dinge gesê het. Nommer 1, Jesus leer sy disippels neem verantwoordelikheid. 2, rus 'n bietjie. Vandag gaan ons na ander goeders in die woord kyk wat vir ons bietjie kan help rondom uitbranding en wat die woord daaroor sê, wat ons kan help. So die eerste feit waarby ek wil hê ons vir 'n oomblik moet stil staan, is by Psalm 103 vers 14 wat sê, hy weet waarvan ons gemaak is. Hy onthou dat ons stof is. Die eerste ding, en dit gaan maar net oor 'n selfbewustheid, dat ons weet God ken vir my, hy ken vir jou. Hy weet dat ons baie keer net eenvoudig gedaan is. So as ek en jy by 'n punt kom te sê, okay, ons moet so 'n bietjie stadig ons na onsself kyk, dan is dit nie 'n swakheid nie. Dis nie dat God ons verkwalik nie. God ken ons. Hy ken ons menswees. Die tweede ding is dat ons kan maar weer Markus 6 gaan lees, maar rus is 'n opdrag van die Here. Twee gedeeltes wat daar praat. Hierdie so 'n bietjie oor die Sabbat, maar dit gaan oor die konsep van rus. Genesis 2 vers 2 en vers 3 waar die Here sê op die 7de dag het hy gerus, op die 7de dag moet ons rus. In Eksodus 20 vers 8 tot vers 10 praat die Here oor die Sabbat, 'n rusdag. Dis 'n opdrag. Ek en jy kan nie net aangaan en aangaan en aangaan nie. Iewers, ons bietjie stadig. Iewers, ons 'n bietjie rus. Dis 'n goddelike opdrag. Volgende ding wat ons uit die woord lees, is dat ons met mekaar se laste dra. Ons lees dit hierso in Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste. So baie keer is dit net lekker as ons by medegelowiges net kan kom rus. Dit kan kom wees. Net so 'n bietjie kan kom sê, ek weet ek's in 'n veilige ruimte waar ek maar net kan kom asemhaal. Ja, medegelowiges het die Here vir ons gegee dat ons kan asemhaal. Daaroor gepraat, die Here nooi ons te sê, kom gee jou laste vir my. Hoor hierdie vers, Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Die Here sê, weet die lewe is vinnig, maar ek weet ook, dat by my is julle veilig, so ek nooi julle. Daarom moet ek en jy ook meer tyd maak om by God rus te vind, weer ons batterye te herlaai. Volgende, en dit sluit nou direk hierby aan, waar ons krag in God se teenwoordigheid vind. Jesaja 40 vers 29 tot 31, waar hy sê, hy gee die vermoeides krag. Hy gee die wat op hom vertrou nuwe krag. So om regtig, hoe meer die lewe uit ons stap, hoe meer moet ons tyd maak om by die Here weer ons kragte te herwin. Ek weet nie van jou nie, maar dit lyk vir my, die lewe eis ongelooflik baie van ons deesdae. As ons nie wil uitbrand nie, moet ons baie meer tyd maak vir dit wat die Here vir ons in sy woord leer. Moenie uitbrand nie. Vind eerder jou rus in die Here, maar weer eens,
Neem verantwoordelikheid vir jouself. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.